net so jou oë gesluit hou en dalk net fokus op hierdie woorde en hierdie aanbidding wat ons nou nog so resoneer in ons harte. Dat ons vanoggend kom, Here, en ons vra, Here, dat U ons geloof sal gee, Here. Here, dat U ons die insig sal gee om te verstaan. Dat U ons die vermoë sal gee, dat daar nie misleiding in my hart sal wees, dat daar nie onkruid sal wees, distels, wat nou saam met hierdie woord gesaai sal word nie, wat dit instringel en dalk die waarheid minder waar maak. Ek bid nou, Here, dat U in hierdie oomblik ons harte sal oopmaak, Here. Dat, Here, U ons ontvanklik sal maak vir U woorde. Here, dat ons noukeurig daarna sal kyk en sal let op Here, dankie dat U nou hier is en Here, ons kyk nie verby enige behoefte van mense nie. Here, hier's vanoggend mense met soveel uitdagings en hulle eie persoonlike boggels. Maar Here, ek weet daar is in die menslike liggaam soms verwyste pyne. En dat die Here vanoggend ook vir jou sê dat die pyn wat jy op die oomblik beleef, die pyn is nie van daar nie, dit kom van 'n ander plek af. Dat die skrif baie duidelik daaroor is en sê, haal die wortel daarvan uit. Kom tot kennis en kom tot insig. En ek bid vanoggend dat die Gees van waarheid, Here, soos elke dag oor ons sal heers, maar in besonder, Here, oor U woorde vanoggend. Here, die wat pyn het, seer het, siek is, Here, bid ons nou, Here, dat U Gees sal genees. Hier's mense vanoggend hier wat pyn het, nie fisies nie, maar hier in die hart. En dat die Here selfs vanoggend oor jou waai. En terwyl jy uitroep na Hom toe, sê die skrif in Eksodus 14:14 dat terwyl jy slaap, sal die Here vir jou hierdie dinge uitsorteer. Hy sal die geveg vir jou beklei. Dis wie hy is. Maar weer eens, kan jy my vertrou? Kan jy vanoggend jou oë opslaan na die een wat die berge gemaak het? Kan jy vanoggend jou oë opslaan en verby dit kyk en na die een kyk wat die gewer is van alles? Hy roep jou vanoggend en hy wil die was uit jou ore uithaal. Hy wil jou hart skoon maak. Hy wil jou verlig en verlos van alle misleiding. Hy wil jou lei op hierdie pad wat jy gaan. As jy daar alleen in jou kamer sit en jou Bybel oopmaak, sal jy sy weg sien. Sal hy sy weg bevestig in jou, vir jou en deur jou. Dat jy hom vanoggend weer opnuut sal vertrou, die God en Vader wie hy is, wat jou belange op sy hart dra, wat jou beskou as sy oogappel, wat jou sien bemin, wat jou sien soos sy eie seun, wat jou liefhet en jou nie sal laat gaan nie, jou nie uit sy hand uit sal laat val per ongeluk nie, maar hy is kosbaar, vou hy jou toe, elke individu. Dat jy nou sal sit met daardie wete dat God is oor my, vir my en in my.
In Jesus naam. In Jesus naam. Amen. En amen. Amen. Mense, ek wil jou vat op 'n journey vanoggend. Ek weet ons tyd loop altyd aan en is so belangrik. Ek sit er altyd om dinge te praat, maar die Here lê dit so op my hart en ek wil gaan so ver ek kan uit my hart uit praat vanoggend. En ek wil jou herinner net aan die woorde van laasweek. Miskien was jy nie hier gewees nie, maar laasweek het ek jou herinner aan 'n paar versies, byvoorbeeld Filippense 1 vers 6, een van ons favorite versies in ons familie, wat sê, hy wat 'n goeie werk in jou begin het, is nou nie op die skerm nie, hy wat 'n goeie werk in jou begin het, hy sal hierdie werk voleindig. Daardie woordjie voleindig beteken talaihu, talaihu. Hy wat hierdie goeie werk in jou begin het, sal dit voleindig. Hy sal dit talaihu. God's ongoing active involvement to bring you to growth and maturity. Ek sal aanhoudend in jou werk. Ek sal aanhoudend ag gee op jou. Ek sal my werk in jou voltooi. Ons het nie arrive nie. Ons is in 'n journey. Ons is op pad om te groei. Ons ontwikkel nog. En as ons praat van hierdie God wat ons dien, die alleenwyse, alomteenwoordige, alleenwyse God, dan kry ons sulke aspekte van wie hy is in wysheid en openbaringe, maar ons gaan nooit alles kan verstaan nie wie hy is nie. Maar hy sê, he is active involved. Hy sal die werk wat hy, toe jy tot bekering gekom het, sal hy voleindig as jy aanhou inkoop natuurlik, né? Daar's 'n voorwaarde, jy moet ag gee op hom, jy moet sy stem na luister, jy moet na sy woord toe gaan, jy moet sy disipel raak, dan I will be active involved in you. 2 Petrus 2 vers 18, 2 Petrus 3 vers 18, hy sê, en julle moet toegroei, julle moet groei in die kennis en die genade van God. Talaihu. Ek sal jou laat groei, ek sal jou opgroei in my active involvement. Ek sal jou laat opgroei daaraan, ek sal seker maak. Beautiful versie, Psalm 32 vers 8, wat sê, ek sal jou onderrig en ek sal jou lei op die weg wat jy moet gaan. Talaihu. Ek sal jou onderrig en ek sal jou lei op die weg wat I will be active involved in your ways. I will be active involved in your work. I will be active involved in your school. I will be active involved in your family. I will be active involved in your frustration, your pain and your sickness. I will be active involved. Maar hy wil jou laat groei. Hoekom? To bring you to maturity and to bring you to growth. Toe ek myself hier aan herinner, toe dink ek aan 'n paar versies, weet wat ek jou net wil noem, ek wil as voorbereiding, dis wie God is, hy wil jou op hierdie pad vat. Alles behoort aan die Here, alles in hierdie wêreld behoort aan God. En ek gaan nou dalk sit hier, so, want ek wil nie met jou preek vanoggend nie, maar ek wil met jou praat, ek praat met myself. Genesis 1 vers 1, God het alles geskep wat bo in die hemel en alles wat op die aarde en in die aarde is. Hy het dit geskep. Die een wat dit skep, is gewoonlik die een wat dit die eienaar daarvan is. Aan hom behoort dit alles. Psalm 24 vers 1 sê, die hele aarde behoort aan hom en die volheid daarvan en alles wat daarin is. Psalm 50 vers 10 sê, al die diere van die bos is myne. Hy sê, die vee by die duisende op die gebergtes is myne. Al die voëls ken ek en alles wat roer in die bos is myne. Bedoelende die voëls en die insekte. Weet jy hoeveel voëlspesies is daar? 11.200 and still counting. Hy ken elke voëlsoort. Hy weet van alles wat beweeg en roer in die bos, insekte. Weet jy hoeveel insekte is daar op hierdie staan? Tussen 5 en 10 miljoen and still counting, want hulle
hulle ontdek elke keer iets nuuts. Hy weet van elke luis in die boom, hy weet van elke luis in jou bed. By die naam. Hy weet van die sprinkane en hy weet van die mossies en hy weet van alles, want dit is syne. Haggai 2 vers 8 sê, al die silwer en die goud behoort aan hom, die allerhoogste en allerheiligste. Nuwe Testament, 1 Kolossense, want daar is 2 Kolossense ook, maar julle moet nou lag, weet, want daar is nie 2 Kolossense nie, maar in elk geval, Kolossense 1 vers 15 sê, uit hom en deur hom is alles geskape, dit wat in die hemel en dit wat op die aarde is, dit wat sienlik en onsienlik is, die heerskappye en die trone, owerhede en magte, ek het dit alles geskape, dis myne. En dan sit hy die woorde by en dan sê hy, en ek hou dit in stand. Dit behoort nie net aan my nie, ek hou dit ook in stand. 1 Korintiërs 10 vers 26 sê, en die aarde is syne, en alles behoort aan hom. Is dit nie wonderlike mooi versies as ons daarna dink en as ons daaroor mediteer nie? Alles behoort aan die Here. En dan gaan ons terug na hierdie woorde toe, want ek wil met jou praat vanoggend, want ek wil die herder wees van hierdie gemeente. Die Here het my geroep tot sê, Here, lei hierdie mense, lei hulle op hierdie weg, lei hulle deur die Jordaan, lei hulle deur die Rooi See, lei hulle met my woord, lei hulle met my staf, lei hulle met my woorde. Want soms is hierdie mense, soos die Ou Testament, hulle wil nie luister nie, hulle is lui. Hulle wil nie self leer nie. Die van julle wat self leer, wonderlik. Jy's op 'n great pad, maar meeste van ons, hoor hierso, het leiding nodig. Daarom is daar gawes in die gemeente wat sê, kom ons help mekaar. Kom ons doen dit. Kom ons motiveer mekaar. En as ek die Bybel reg verstaan, dan sien ek dat God wil, hy wil dat alles aan hom behoort, dis die God wat hy is, hy stalei jou, hy wil jou help op hierdie pad, he wants to be active involved in your struggles, he wants to be active involved in jou hoogtepunte, jou laagtepunte, in jou wen en jou verloor, want binne in dit is daar altyd 'n les to grow to maturity. Soms is dit nie lekker nie, soms moet ons grondpaaie ry, soms raak mense siek en ons moet lesse daaruit, soms gaan mense dood en ons moet lesse daaruit leer, to bring me to the full maturity in Christ, sê Efesiërs 2 vers 10, 11, 2 vers 8 en 11. Ons is geroep om die heiliges toe te rus tot volwassenheid in Christus. So, die Here is die hele tyd besig hiermee, hy is besig hiermee, en as ek dit moet opsom vanoggend vir jou, hy wil 'n verhouding met jou hê om jou te help. En toe ek daaraan dink hierdie week, dan dink ek daaraan, dit kan andersom ook wees. Hy wil jou help om 'n verhouding met hom te hê. Hy wil 'n verhouding met jou hê om jou te help. Hy wil jou help om 'n verhouding met jou te hê. Hoekom? Want hy wil jou lei op hierdie pad wat jy moet gaan, to be active involved. Hy wil jou lei en onderrig op hierdie weg wat jy moet gaan. Hy wil jou so intens lei op hierdie pad. Want hy is 'n liefdevolle God en hy wil uiteindelik, in my woorde, as ek vanoggend met jou moet eerlik praat, en ek wil amper huil hieroor, want soms mis ek die merk, soms dryp ek die toets weekliks. Is dit net een ding? Hy wil hê ek moet hom vertrou. Hy wil hê ek moet hom vertrou. Hy wil nie hê ek moet op die strydwaans en die perde vertrou nie. Hy wil hê ek moet op die een vertrou wat die perd gemaak het en die strydwaan geskep het. Uiteindelik gaan dit eintlik net hieroor om te sê ek wil jou help dat jy in 'n verhouding met my moet wees. Ek wil in 'n verhouding met jou wees sodat ek jou kan help op hierdie pad van hierdie beginsels. Want as jy nie in hierdie verhouding is nie, mense, dan raak die lewe vir jou 'n las en dit raak vir jou 'n tradisie en dit raak vir jou 'n wet en dit raak vir jou
gelaai op jou skouers en ons gaan so deur die lewe gebuk en in pyn. En daarom sê die Here, ek wil die las van jou skouers aflig, ek wil die burden lig, ek wil hê, jy moet die lewe in die oë kan kyk en sê, ek is by jou, ek wil jou help, I'm active, involved. En nou het ons so mooi begin, en nou wil ek vir jou sê waaroor ons gaan praat, want die waarheid is dat die Here sê, nou kom dit by die lewe, want hoe lewe ons? Hoe lewe ons? Want soms is dit asof as my bankrekening so lyk, en daar's nie 'n minus voor my bankrekening nie, dan gaan dit goed met my. Ek is positief en ek is vol geloof. Hoor jy, snaaks hoe so 'n streepie jou gevoel kan beïnvloed. Is snaaks dat jy daar by die teller staan, dat so 'n klein papiertjie wat daai ding uitspoeg, jou hele dag kan bepaal. Jy weet, en nou kom dit by finansies, want ons is so gekoppel, ons hart en ons sak is so gekoppel aan mekaar. Hoe bring ons hierdie goed by mekaar uit? En ek wil met my hart oopmaak vanoggend. Iets waarna ek glo met my hele wese, ek glo daaraan. Ek weet hier's mense wat nie daaraan glo nie. Ek weet jy het 'n ander uitkyk daarop, maar ek wil jou net vinnig hierdie skrifte vat. Lectio Divina, wat beteken in 'n Latynse woord, laat die skrif met jou praat. Laat God met jou praat. Wat dink jy sê God vanoggend vir jou? Jy moet nie uitgaan soos die ou gelowiges wat sê en hulle het huis toe gegaan en hulle in hulle eie Bybels gaan kyk om te sê, is dit die waarheid? Maar ons doen dit nie meer nie. Die duiwel thrive. Ek weet nie wat is die mooi Afrikaanse woord nie, maar die duiwel thrive. Dat die kerke nie meer die waarheid praat nie. Hy thrive daarop dat mense mislei moet word en dat hulle nie kan staan op die waarheid nie. Weet jy dat dit met my verskriklik goed gaan as my bankrekening alright lyk, dan gaan dit met my baie goed. Weet jy as dit met my bankrekening bietjie afgaan, dat my emosies bietjie af is, ek weet dit moenie so wees nie. Ek is 'n man, vrouens is bietjie anderste, hulle eet roomys en lag, en het geloof bietjie meer as ek daar by die huis. Maar hoe werk ek met hierdie goed, Here? Want hierdie goed het 'n invloed in my. En wat kan ek maak? Mense vinnig, ek wil by iets uitkom, maar ek wil jou lei op hierdie pad net vinnig. Wat hy sê, luister net mense, asseblief, maak jou safety belt vas. En asseblief, moenie ignore nie. Luister net na die woord van die Here. In die begin het God Levitikus en al die wette daar gestel, en sê hy hierdie woorde, al die tiendes van die land, en al die tiendes van die graan van die land, en al die tiendes van die vrugte van die bome behoort aan die Here. En dit is heilig aan die Here, sê die skrif. In daardie tyd, as jy in daardie tyd gelewe het jy nie 'n keuse gehad. Jy kon nie kies of ek 'n tiende betaal of nie betaal nie. Daardie tiende het gegaan vir die Levitiese volk waaruit die priesters gekies was om priesterlike werk te doen, om die offers in die tabernakel en die tempel aan die gang te hou. Hulle het daardie geld letterlik gebruik vir die tempeldiens en die feeste wat jaarliks en kwartaalliks en termynliks in ons taal gebruik was. Het God daardie geld gebruik, daardie inkomste gebruik, om na sy volk te kan omsien. Daardie tiende wat die mense gegee het, sê hy, dit was heilig aan die Here gewees. Heilig aan die Here. Dit was nie 'n donasie gewees nie. Dit was nie 'n charity gewees nie. Vandag kyk ek na myself. Mense, ek praat met myself. Vandag is dit nie 'n geld issue nie. Dis 'n disipelskap issue. Dis nie ek weet ek moenie gee of gee nie. Dis 'n disipelskap issue. Is ek genuine
in vertroue met hierdie God wat elke insek by die naam ken en elke voël ken en alles wat goud en silwer en alles op die aarde, dit behoort aan hom en daardie God wil in verhouding met my wees en hy sê, I will walk alongside you and I will teach you to become mature. Ons weet dat in daardie tyd het om te gee, die 10de het letterlik die tempel aan die gang gehou. Die tempel gedryf, dit was die petrol gewees, wat hierdie diens wat God ingestel het, aan die gang te gehou het. Laasweek het ek met jou gepraat oor die sakmentaliteit. Judas Iskariot het 'n sakmentaliteit gehad, as dit kom by finansies. Hy het hierdie sak so styf vasgehou, dis myne, dit behoort aan my, en ek sal skelm wees hieroor as ek wil, want ek is in beheer hiervan. En hoe stywer jy hierdie sak vashou, hoe meer gate kry hy in, en jy verloor dit in elk geval, soos ons sien in Judas se lewe, hoe hy sy lewe verkoop het vir 20 sikkels in 'n sak. Dat die Here vanoggend sê, op grond van die woorde in die skrif, dat God kan die sak, die gate in die sak, kan hy kanale maak van waterstrome. 4 versies vinnig net, ek het al gesien in my lewe, dis heilig aan die werk van die Here. Ek ken mense hier in die gemeente. Ek sien dit elke maand, hoe die Here hierdie mense seën. Deuteronomium 28 vers 2 wat sê, ek sal jou, my seën sal oor jou wees en dit sal oorvloedig wees, dit sal jou inhaal, letterlik, dit sal jou volg. Ek sien dit in die gemeente by mense wat hierdie waarheid laat seëvier in hulle lewens. Vinnig net gehou, Genesis 4 vers 4, Kain en Abel. Hy sê daarso, ek vat jou net vinnig, ek wil vir jou 3 voorbeelde gee, Kain en Abel. Kain het die vrugte van die land aan die Here 'n offer gebring. Maar Abel het van die eersgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik hulle vet. Dan sê die skrif letterlik verder, en die Here het Abel en sy offer, het hy genadig aangesien, maar Kain se offer het hy nie aangesien nie. Hoekom? Ons kan nou daaroor rede twis en alles, maar die bottom line is, daar was voorskrifte gewees, God het gesê hoe jy moet offer, Kain het in sy eie manier gaan offer uit die vrug van die land, maar Abel het 'n eersgeborene, die eersteling van sy inkomste het hy gevat, en hy het 35 skapies gehad, en elke 10de een moes hy offer, maar het moes ook die beste een wees, die mooiste een, die gesondste een wees, en God het sy offer aanvaar. Ek gee vir jou sommer net so, kan ek net daar bysit, dat dit is ook, die hele skrif het 'n lyn deur, 'n goue draad van wat verwys na Jesus Christus toe. Jesus aan die kruis, daar moes bloedvergieting gewees het, dit moes 'n offer gewees het, dat die Here hierdie beginsel ingetrek het. Ja, maar dis Ou Testament, hou net 'n bietjie vas, en ek wil die volgende voorbeeld net vinnig, Abraham moet sy verlot gaan red uit Sodom en Gomorra uit, en hy gaan doen dit toe, en hy voer oorlog, en hy maak almal daar dood wat hy moet, en hy kry Lot daar uit met al sy besittings, en toe hy daar uitkom, ontmoet hy vir Melchisedek, wat die koning van Salem, wat ook 'n priester van God was, en hakies ook, as jy gaan Hebreërs lees, Melchisedek, wat ook 'n simbool van Jesus Christus was. Dan sê hy, geseënd is jy Abraham, deur God die Allerhoogste, die skepper van die hemel en die aarde, en geseënd as God as Allerhoogste. Dan sê hy, wat u vyand aan die hand gegee het, en toe het Abraham aan hom 'n 10de gegee van alles. Mense, ek wil noem vir jou, baie mense sê, dis Ou Testament, ek moet met myself hier praat,
hierdie versie en Abraham, die vader van ons geloof, na wie ons opkyk, wat geregverdig geword het deur geloof, hy is die vader van ons geloof, het 'n tiende gegee 400 jaar voor die wet. Voordat daar nog 'n wet was, het Abraham aan die Here 'n tiende geoffer. Why? Hy was 'n hart by betrokke gewees. Die derde voorbeeld wat ek jou net wil gee is Jakob. En Jakob het 'n gelofte gedoen, hy het 'n droom gehad, het op 'n klip gaan slaap, het 'n droom gekry en waarlik hierdie moet 'n plek wees van God. Hier het God met my ontmoet. Hy het 'n ontmoeting met God en hy sê, as God dan met my sal wees, om my te bewaar op hierdie weg wat ek moet gaan. Psalm 32 vers 8, op hierdie weg, ek sal jou raad gee op hierdie weg, Talaihu, ek sal active en waal wees, as u dan saam met my op hierdie weg sal gaan, en vir my brood sal gee om te eet, en klere om aan te trek, die behoefte van mens, en ek behoue sal bly, dat u my sal bewaar, dan sê hy, dan sal ek aan u sekerlik die tiendes afstaan. Isak skryf hierdie woorde, wat sy naam Jakob, ek gaan nou kom by Isak, en natuurlik verwys dit na Jesus toe, die simboliek van offer. Nuwe Testament mense, ek sê altyd vir julle, en ek het dit gesê ook al hier van die kansel af, dat tiende staan nie in die Bybel, in die Nuwe Testament nie. Kom ons gaan gou net na Matteus 23 vers 23. Wee julle skrifgeleerders en fariseërs gefeinstes, want julle gee tiendes van kruisement en anys en koljander, en die swaarste van die wet laat julle na, die reg en die barmhartigheid en die trou. Dan sê hy, hierdie dinge behoort julle te doen, sonder om die ander na te laat. Hou dit net in gedagte gehou, die tweede versie wat ek wil gee, en Jesus het reg voor die skatkis gaan sit, en gekyk hoe die skare geld in die skatkis gooi. Maleagi 3 vers 8, bring jou volle tiende na die skatkis, Ou Testament, Nuwe Testament, Jesus het by die skatkis gaan sit. As dit nie die Nuwe Testamenties was nie, sou Jesus iets daaroor gesê het, maar hy kyk daarna, die vrou gooi 2 pennings in, en sê hierdie vrou gee meer as wat al die rykes gegee het, want sy gee uit haar hart uit, maar die bedoeling is uit die hart uit, en Jesus, wil ek amper sê, bevestig hierdie daad van tiende gee, in die Nuwe Testament. Dan wil ek net vinnig vir jou verwys na Deuteronomium 28, en al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal. Mense, luister nou net na die woorde. As jy Deuteronomium 28 gaan deurlees en al hierdie seëninge, jy sal geseënd wees, jou skottel sal oorloop, jou kruik sal oorloop, jy sal geseënd wees, jou lande, jou parskype, jou druiwe, jou wingerdstokke, jy sal gesê, jou kinders se kinders sal geseënd wees. Hy sê, hierdie blessing sal jou inhaal, maar jy moet luister na die stem van die Here. Deuteronomium 28 vers 8, die Here sal 'n seën oor jou gebied. He will command a blessing over you. Ek noem dit vir jou, baie mense en jete mense, ek gril hieroor, ek moet dit noem, baie mense sê, ja, maar ek gee my tiende, maar ek deel dit so bietjie op, ek gee 3% vir die tannie daar by die berg, en 3% vir my neefie, en die ander 4% oor die aan 'n ander behoeftige plek. Ek wil gou vir jou wys net in die skrif, en die Here het aan hom verskyn en gesê, moenie aftrek, hy praat met Isak, moenie aftrek na Egipte toe nie, woon in die land wat ek jou sal wys. En dan vertoef jy as vreemdeling, hy moet na 'n vreemde land toe gaan, en dan bly jy in daai vreemde land, Gerar is die land, en dan sê hy, daar sal ek met jou wees. Luister net na die woorde. En Isak het toe in die land, in die vreemde land het hy gesaai, en in daardie jaar het hy 100voudig gewen, want die Here het hom geseën. Deuteronomium 28 vers 2, Deuteronomium 28 vers 8. Die man, hoor net gehou, die man, Isak het groot geword, en hy het altyd deur groter geword, totdat hy baie groot was. Jesus, dis vir my 'n mooi versie. Wat
doen dit aan jou as jy hierdie woorde hoor? Wat doen dit aan jou as jy hierdie goed hoor, hier ons gaan na die diens nou weer papiertjies moet invul en geld moet gee en alles. Mense, die kerk het nie jou geld nodig in daai sin van, sorry, ons te operate nie. Ons het 'n belofte in hierdie gemeente, dat die Here het gesê, ons sal nooit 'n tekort hê nie. Maar ons moet die mense reg leer, dat jy mature en volwasse kan raak, dat jy op hierdie pad kan kom. En Rian het groot geword, en altyd deur groter geword, totdat hy baie groot. Gaan lees dit bietjie in die Amplified Bible, hy was so geseënd geweest, toe is hy nog meer geseënd, en toe is hy so geseënd, dat dit oorloop. Wat doen dit aan jou as jy hierdie versies hoor? Maar die punt is net, waar moet ek saai? Gaan saai daar waar jy is, in daardie land wat die Here jou gewys het. Ek voel dat ons is 'n geesvervulde gemeente, geesvervulde mense, dat die Here jou hiernatoe gestuur het. En nou vra mense, maar waar moet ek my 10de betaal? Betaal die 10de daar waar die Here jou gestuur het. En betaal jou volle 10de daar waar jy is. Volgende versie net, Gideon, toe kom die woord van die Here na hom toe en sê, maak jou klaar, gaan na Sarfat en bly daar. Want kyk, daar het ek 'n weduwee opdrag gegee en daar gaan hierdie weduwee vir jou sorg. Ons is almal so amazed oor hierdie weduwee wat die laaste stokkies bymekaar maak, maar is omdat God met haar gepraat het, dat sy geweet het, sy gaan kos maak vir hierdie persoon wat kom. Net voor dit, gaan hier vandaan en steek jou weg by die spruitkrit en jy moet uit die spruit drink en ek het aan die kraaie beveel gegee om jou daar te onderhou. Waar gaan die Here jou onderhou? Daar waar hy jou geplaas het. Waar moet ek my 10de betaal? Daar in die skatkis waar jy is. Isak is gestuur na daardie land, 'n vreemde land toe, en hy het in daardie land sy 10de, het in daardie land 100voudig het hy terug ontvang. Ek lees dit net vir jou. Ons is 'n geesvervulde kerk. Nou, vanoggend mense, en ek sluit af hiermee met die mooiste storie, want ek wil jou inspireer. Mense, vra vir Suzel. Ons gee ons 10de. Maar ek bewe elke maand as ek daai knoppie moet druk. Ek kan nie daai knoppie druk nie. Dit is vir my so moeilik. Weet jy wat kan ek met hierdie geld doen? Dat ek Suzel nodig het om te sê, hoorie, betaal die 10de en ek groei daaraan. Dit is nie dat ek nie daaraan glo nie, maar hoorie so, ek glo daaraan, maar as ek daai knoppie moet druk, is moeilik. Miskien voel jy ook so. Maar dan kyk ek terug op ons lewens, dan sê ek, Here, U het voorsien, U het voorsien, U het voorsien, ek staan verbaas. Vir jou 'n storie vertel en ek gaan afsluit, ek het al my notas hier in 17 papiere, maar uit die hart uit Johannes 11 en Johannes 12, gaan kyk daarna, Johannes 12 staan daar geskrywe, en Jesus het 6 dae voor die Pasga na Betanië gekom, en Lazarus was dood, en Lazarus was mos dood gewees, en hy het vir Lazarus uit die dode opgewek, en hulle het 'n maaltyd by Martha was daar, en Lazarus was een wat saam met hom aan tafel was, en Maria het 'n pond egte baie kosbare nardesalf gehad, en julle ken die storie, en Maria het hierdie nardesalf op Jesus se voete uit, en hoof en voete uitgebreek. Mense, daar's iets rondom jou 10de en daar's iets rondom jou offerhandes. Die skrif sê in Maleagi, bring jou volle 10de en jou offerhandes. Jou 10de opdrag van die Here, glo ek. Offerhandes, as jy jou 10de gee, gaan jy genoeg hê om bo en behalwe te gee. Elke keer as ons hierso geld opneem, dan is dit, hoor hierso, eintlik glo ons dat mense het klaar hulle 10des gegee in die maand, maar in die ou tyd het mense nog kontant kerk toe gebring, dan gooi hulle 10des daarin. Maar offerhandes is nie 10de nie. Die Here sal jou seën.
kyk of ek nie die sluise van die hemel, julle beroof my hierin. Wat? Ek het daai versie altyd verkeerd verstaan, julle beroof my hierin. Hoe kan jy God beroof? Hy besit alles. Jy beroof my van die geleentheid om jou te seën. Jy beroof my van die geleentheid om die sprinkane van jou oes af te weerhou. Jy beroof my van die geleentheid dat die sprinkane jou nie verwoes nie. Jy ignore my woord, jy wil nie na my luister nie, jy wil my nie trust nie. Daarom sal jou parskype nooit oorloop nie. Maleagi 3 vers 8. Julle beroof my daarin. Julle beroof my in die geleentheid om jou te help. En nou kom hierdie vrou en sy gee alles. Sy gee amper 4 tot 500.000 rand se parfuum, gooi sy op Jesus se voete en sy hoof en sy liggaam en sy berei hom voor vir die begrafnis. Judas kyk daarna en sê, "Jete, hoekom mors ons so baie geld?" In Jesus se oë, los haar uit. Sy's besig om 'n mooi ding hier te doen. Sy's besig om my liggaam voor te berei. Weet jy, toe Jesus gekruisig is, was daar nie tyd gewees om sy liggaam voor te berei nie. Die volgende dag was Sabbat gewees en die skrif sê, hulle het hom in die graf gesit en die hele dag was hy in die graf gewees en die sondagoggend vroeg toe die vrouens, vroeg toe die son nog opkom met kruie en salfolie gekom om Jesus se liggaam voor te berei vir die dood, uit respek om hom te vereer. Maar hierdie vrou, 6 dae voor Jesus gekry, het sy nie 'n idee wat sy doen nie. Sy kom salf Jesus se liggaam, sy het nie 'n idee wat sy effek dit gaan losmaak in die geesteswêreld nie. Sy het nie 'n idee nie, sy voel dit net in haar binnekant, dis wat sy moet doen. 500.000 rand se parfuum wat sy uitgiet op Jesus. Hoekom het sy dit gedoen? Ek wil jou terugvat na Johannes 11 toe. Die rede hoekom sy dit gedoen het. Want 'n vrygewige hart is altyd 'n dankbare hart. 'n Dankbare hart is 'n vrygewige hart. Jy sien Maria wat hierdie olie op Jesus se voete en hoof en liggaam uitgegooi het. Lazarus was haar sussie gewees. Haar broer. Johannes 11. Okay man, jy weet wat ek bedoel. As jy dit nie glo nie, is jy 'n sussie. Is Lazarus se sussie. Jesus, my broer is dood. Jesus vertoef vir 3 dae. Dan kom hy aan, sê Maria, as jy hier was, sou hy nie gesterf het, dan sê Jesus, waar hoor hierdie woorde? Johannes 11 vers 40, gaan sê Jesus hierdie woorde, Maria, het ek jou nie beloof nie? As jy in my glo, sal jy die heerlikheid van God sien. If you rely on me, you will see the glory of God. Lazarus kom uit en hy kom uit en Maria se broer kom uit die dood uit opgestaan, 'n teken van Jesus. 'n Maand daarna sit hulle in Johannes 12 in Maria se huis en sy's besig om kos te maak en sy hoor hoe gesels Jesus en Lazarus aan tafel. Sy hoor haar broer se stem, hy lewe. En net daar besluit sy sê vir haar vriendin wat sy naam ek nou weer gaan uitspreek nie, gaan jy aan in die kombuis. Ek gaan my parfuum haal. Ek gaan my kosbaarste besitting haal. Hoekom? Want ek is so dankbaar. Hoor dit. Ek gee want ek is so dankbaar. Ja, maar ek sal ook gee as iemand van my uit die dood uit opgewek. Die skrif sê jy was dood in jou misdade en jou sonde. Hy het jou opgewek. Kyk wat het hy gedoen. Kyk waar was jy in die begin van die. Kyk waar is jy nou. Uit dankbaarheid uit.
Weet jy mense dat navorsing het gewys en ek gril daaroor. Navorsing het bewys dat 5% van die kerke betaal tiendes. 5% van die mense binne in die kerk betaal hulle tiendes en 2% van daardie 5% betaal hulle volle tiendes. In ons kerk is dit bietjie anders en dalk bietjie gesonder. 18% van ons gemeente betaal tiendes. Jy sien, daar's paar mense wat gee. As 'n paar mense, weet jy, daar's mense wat nie gee nie. Hulle glo nie daar nie. Dan sal mense wat sê oor die geleentheidsgeers. Hulle gee op Paasfees en Kersfees. En dan is daar mense wat tip. Ons noem hulle die tippers. Die kerk was great geweest, hulle het my goed laat voel, ek gaan ietsie gee. Die pastoor was te lank geweest, hy het nonsens gepraat, ek gaan nie gee nie. Maar dan kry jy die 4 en die 5, die mense wat tiendes betaal. En dan hierdie vrou wat sê, ek betaal nie net my tiende nie, maar ek gee buitengewoon, bo en behalwe. Gaan lees Maleagi 3 vers 8. Julle beroof my, waarin beroof julle? Deur julle tiendes en offerhandes. As jy dit begin gee, dan beloof ek jou, ek sal die sluise van die hemel vir jou oopmaak. Ek sal jou 'n oorvloedige lewe gee. Maar ons vertrou dit net nie. Ons trust dit net nie. Ons kan net nie daai knoppie druk nie. Mense, ek het hierdie week met ons personeel gepraat en iemand op ons personeelvlak het sê ek sukkel. Sy het 'n besluit gemaak, het volgens sê kom net in die gewoonte in. Probeer net in 'n gewoonte inkom. As jy R1000 'n maand moet gee, wat jou tiende is, gee R200. Maar kom in die gewoonte in. Teken 'n aftrekorder. Dit Spreuke 3 vers 9. Vereer die Here in jou goed en in die eersteling van jou inkomste. Hoe kom ons verby daai versies? Ons glo Spreuke 3 vers 5 wat sê vertrou op die Here met alles in jou en sy jou weë gelyk maak. Maar Spreuke 3 vers 9 eer hom in jou goed en die eersteling van jou inkomste. Nee, dis Ou Testament. Mense in hierdie gemeente wat nou huidiglik hier sit, wat so gebless is. Sy vrou sê hierdie woorde, sê, jy's so gebless. Werk kom na jou toe. Jy staan op in die oggend en dan kom die werk net na jou toe. Toe ek dit hoor, dan dink ek aan Psalm 23, goedheid en guns gaan jou volg al die dae van jou lewe. Jesus, dit gaan nou so goed met my, dis soos 'n hond wat my jaag, sy naam is goedheid, en hy wil my byt, en ek hardloop weg, en dan byt hierdie hond my, maar is nie seer nie, dis goedheid, dis lekker, byt nog 'n bietjie. Maar hierdie 2 honde jaag jou, die een hond se naam is goedheid, en die ander hond se naam is guns, en hy jaag jou. Wat is daai liedjie wat ons nou gesing het? My goodness is running over and over and over. I will command a blessing over you. Deuteronomie 28 vers 2. Levitikus sê hy, ek maak hierdie instelling. Ek sê dit vir Abraham, ek sê dit vir Isak, ek sê dit vir Melchisedek. Ek het hierdie ding ingestel. Nee, is Ou Testament daai. Kom ons vat dit Nuwe Testament. Die vrou wat die parfuum gebreek het, sy's in dankbaarheid. As ons na die kruis kyk, moet ons nie in dankbaarheid, nou sê die skrif, gee uit wat jy oortuig is van. Waarvan is jy oortuig? Jy sukkel dalk want jy gehoorsaam nie hierdie beginsels. Ja mense, ek haat dit om hieroor te praat. Dis soos half die skrif wat sê tig, maar ek word meer getig daardeur. As jy na 'n fisio toe gaan, dan druk hy so hierso, dan kyk hy jou so in die oë, het jy pyn? Dan sê ek nee, dan druk hy hierso, dan sê het jy pyn? Dan kyk hy na my gesig en sê, het jy pyn nie? Dan sê ek ja, dan sê hy, maar is nie veronderstel om daar te pyn nie. Is nie
veronderstel om te pyn nie. Dis nie veronderstel om te pyn nie. Mense, ek gaan jou kort asseblief. Ek het nie beplan nie, maar mense, ek wil jou nie verveel, ek wil jou nie onder 'n oordeel plaas, ek wil jou nie uitstuur en sê, "Ai, verdomde kerk praat net oor geld." Ons praat nooit oor geld nie. Maar is op my hart. Ek wil jou vry maak, ek wil jou losmaak. Ek wil jou leer om in hierdie goed te wandel. That is active involved. Ek wil julle nie vertel van Schamberg. Dis 'n pastoor, 'n ou generaal van God. Ek weet nie of julle al van Schamberg gehoor het nie, hy's 'n wonderlike prediker. Maar hy vertel, hy word genooi om 2 Sondae by 'n klein boeregemeenskapie te kom preek. En hy vertel toe vir hulle dat as jy 'n 100 pond in jou sak het, moet jy 10 pond vir God gee. As jy 10 pond het, moet jy 1 pond vir die Here gee. En hy sien, hoe meer hy oor dit praat, hoe meer sit hierdie boere in lag. Hulle het so 'n breë smile op hulle. En die pastoor staan op en hy fluister saggies in op Schamberg se oor en hy sê, hierdie mense het nie geld nie. Hulle het diere, hulle het beeste, skape, hoenders, alles het hulle, maar hulle het nie geld nie. En hy sê toe, nou maar okay julle mense, en hoorie, wat sê die Here, as julle 10 poeie het, is 1 poe God sinne. Hy sê, en hy sien hoe gaan hy smiles van hulle gesigte af weg. Hy sê, en as jy 100 skape het, is 10 skape God sinne. En hy sê, hulle word al stiller. En hy sê, toe hy nou klaar gepreek het, en hy stap so kar toe sy so beskiklik bang, want dis 'n klomp baie boere wat daar sit. Hy sê, in die volgende Sondag, toe hy terugkom, toe hy nog so stil, toe kom hier 'n mannetjie na hom toe gehardloop met sulke rooi hare. Hy sê, hy dink toe by homself, ek moet uit hierdie kar uit ingeval, hierdie man my nou wil slat. Hy sê, en toe so uitkom, toe vat die man sy hand so, en hy sê, kom ek gaan wys jou, en hy gaan kerk toe. En toe hy die kerk instap, toe staan die eiers so op die verhoog. Toe sê die mannetjie, dit wat jy laas week gesê het, is die waarheid. Kyk wat het God vir my gedoen, en dit is vandag die kerksinne, myne wat ek kom saai. So mense, hoor wat ek vandag vir julle sê. God sal definitief die vensters van die hemel vir julle oopmaak as julle saai. Want dit moet 'n saad in die grond wees om te kry wat jy graag wil hê. Amen. Mense, wil jou aanmoedig. Eer die Here. Uit die eersteling. Ek en Suzelle as ons budget die heel eerste ding daarbo, first fruits. Ons wil dit gee. Soms uit gebrek en gebrokenheid en boosheid en kwaadheid van my kant af moet ek erken. Maar meerendeels wat ek sê, Here, as U nie help nie, as dit nie waar is wat in die skrif is nie, en hy help my elke keer in my ongeloof so reg, dat ek vir jare kan terugkyk en sê, Here, dit is so. Mense kom praat, gaan kyk in die skrifte wat self so is 'n moeilike ding. Dit is so sleg vir my om oor te praat, maar dit is bevrydend vir jou. Dit sal jou help. Ons gaan nagmaal gebruik en dit afsluit met hierdie seën en sê, Here, dit is waarvoor U gekom het. Dit is nie vir my om 'n nuwe Porsche te ry nie. As die Here jou beskore, omdat dit wonderlik. Maar Here, U het gekom dat ek in verhouding met U kan wees. Dat U my kan help en dat U my kan help om verhouding te wees. En dis waarvoor dit is, dat hy jou sal help in besigheid, besluitneming. Dat jy die knoppie kan druk met geloof, to rely on Him, want hy is in verhouding met jou. Dis wat die nagmaal vanoggend tot jou spreek, en mag hy vanoggend, toe ek die nagmaal toe gaan, die skille, en ek sien, ek verstaan. Mense, ek gaan vra dat die bedienaars ons sal help met die nagmaal, en terwyl hulle doen, is daar 'n lied wat ons julle gaan toesing, en terwyl jy die nagmaal gebruik, Jesus se bloed, 'n nuwe verbond,
die brood wat sê elke gebrokenheid, elke misleiding, elke plek in my lewe wat onwaar was, dat hierdie brood dit sal vul, dat dit sal meer maak en dat ek tot kennis van die waarheid, ek vier die dood en die opstanding van Jesus deur hierdie nagmaal vanoggend en ek neem aksie in Jesus naam. Kom ons luister na hierdie lied ook. I believe you are able. I believe you are good. I believe you are with me even now. I believe you are greater than every mountain that I face. I believe you will supply. You're all I need. You're all I need. Till the ocean runs dry, my God is my provider. And though my heart it may fail, your love will light the way. And if there's one thing I know that you are with me. You're my provider, my provider. Would you speak? I am listening. I can do this on my own. So I lift up my eyes. My help is found in you. Found in you. Till the ocean runs dry, my God is my provider. Though my heart it may fail, your love will light the way. And if there's one thing I know that you are with me. You're my provider, my provider. Until the ocean runs dry, my God is my provider. And though my heart it may fail, your love will light the way. And if there's one thing I know that you are with me. You're my provider, my provider. Aan U behoort al die diere in die bos en alles wat roer is U se. Die hele aarde besit U en alles wat daarop en in is U se.
U hou alles in stand en Here, U roep ons vanoggend tot 'n verhouding met hierdie God wat alles weet en wat ryk is in alles. En Here, ek wil bid vanoggend dat niemand die moet uitstap met 'n guilt trip of 'n gevoel van 'n sakmentaliteit en dis myne, maar ek bid Here van 'n dankbaarheid dat hierdie God met my verhouding wil hê. 'n Dankbaarheid om te sê, Here, dankie, dankie, dankie. Dat ek U stem hoor in my huis, dat my huisie is vanoggend, dat U my help in besigheid en my lei, and that You are so active involved in everything I do, in everything I think, and everything I plan. You are so active involved, and ek nooi U vanoggend weer uit, to be taleo, to be active involved. Ek nooi U vanoggend, kom gee my kennis, laat ek groei in Here, in Jesus naam. Amen en amen en amen. Mense, net voordat julle gaan, ek het nou net vir Theo toestemming gevra, Theo Geldenhuys. Ek het hom gevra of hy nie volgende week vir ons moet kom praat en in getuienis net